Goeiedag en baie welkom weer by jou dag 309 se Lewe Lig dagstukkie. Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk doring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Dis nie die plek wat jou beskerm nie. Dis die teenwoordigheid waarin jy rus. Uit en tuis by die huis. My moedertjie het altyd vertel dat wanneer ons ergens op vakansie aangekom het, was my eerste vraag nie, waar is die strand of wanneer eet ons nie? Nee, ek het glo altyd gevra, wanneer gaan ons weer huis toe? Ek dink dis omdat ek nog voor ek die woord veiligheid regtig verstaan het, reeds geweet het hoe dit voel om tuis te wees. Daardie onbeskryflike plek waar jy kan asemhaal, jou skoene uitskop en net jy kan wees. Is dit nie snaaks hoe min dinge in die lewe eintlik verander nie? Ons mag dalk groot word, huise koop, alarms installeer en wagwoorde hê vir alles van Facebook tot banke. Maar diep binne soek ons steeds daardie een veilige hawe, daardie plek waar die siel rus kan vind. In die Bybelse tyd was mure en wagtorens daardie beskerming. 'n Stad sonder 'n muur was soos 'n huis sonder 'n dak, oop vir aanvalle, weer en wind. Mense het gevoel hulle behoort, hulle is beskerm, hulle is veilig. Maar het jy opgemerk, Spreuke 18 vers 10 sê nie, die muur van die Here is sterk nie. Dit sê, die naam van die Here. 'n Naam was in daardie tyd nie net iets waarmee iemand geroep het nie. Dit het sy karakter beskryf. Daarom met God se verskillende name altyd iets van sy hart en sy beskerming vertel. Wanneer ons dus sê, die naam van die Here is 'n vesting, sê ons eintlik, God self met alles wat hy is my veilige plek. Kom ons kyk gou na 'n paar van daardie name. Ek noem dit sommer God se veiligheidsnet. Yahweh Shammah, die Here is daar. Hy los jou nooit alleen nie. Wanneer al die ander dalk pad gee, staan hy nog langs jou. Dan fluister hy, ek is hier, jy's nie alleen nie. Yahweh Rapha, die Here wat genees. Nie net liggaamlik nie, maar ook daardie wonde wat jy mooi probeer toemaak met 'n glimlag. Yahweh Shalom, die Here is vrede. Wanneer chaos jou in 'n plat warrel druk, fluister hy sag, kom sit 'n bietjie my kind. Yahweh Jireh, die Here voorsien. Wanneer die koskaste leeg is en jy wonder hoe jy die maand gaan deurkom, herinner hy jou, ek het jou nie vergeet nie. Yahweh Nissi, die Here is my banier, hy is die een onder wie se vlag jy veg en wen. Het jy gehoor hoe die spreukedigter dit sê? Hy hardloop daarheen. Dis nie 'n slenterstappie nie. Dis die kind wat huilend by die deur in hardloop en in ma se arms in hardloop. En dis juist daar, in sy teenwoordigheid, dat jy besef, hierdie veilige hawe is nie 'n plek nie, dis 'n persoon. Dis 'n God wat met oop arms wag. So, God sê ook vandag vir jou, kom klim op my skoot. Hier is jy veilig. Ek is jou veilige vesting. 'n Voël vind rus in die nes, maar 'n gelowige vind rus in die hart van God. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy probeer ons altyd om eers alles self te doen? Wat kan ons doen om ook in en by God tot rus te kom? Hoe gaan jy vandag begin om na God toe te hardloop? Here, dankie dat U my veilige vesting is teen alles in hierdie lewe. Wanneer ek moeg is vir vlug en veg, herinner my asseblief dat ek na U toe kan hardloop, want U naam is ook my veilige vesting. Amen. Hoe meer ek en jy ons toevlug tot God neem, hoe meer groei ons in geloofsvertroue, dat hy soveel meer kan doen as wat ons kan doen. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang,
is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.